Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad die 25ste Junie 2026. Mag julle sommer net so 'n wonderlike dag hê wat voor julle uitstrek. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here dat ons as die kinders altyd na U toe kan kom en dankie dat ons kan weet, Here, dat U met ons is. Here, U is 'n God wat U oral laat sien. Ons sien U oral, ons sien U in die natuur, ons sien U in mense, ons sien U in diere, ons sien U in die see, ons sien U in die berge, ons sien U in storms, ons sien U in sonskyn weer, ons sien U as die see woes en wild raak met branders wat hoog is, en ons sien U ook in die kalmte van die see, wanneer die see soos 'n spieël is. Ons sien U in die sonsopkoms, in die sonsondergang. Ons sien U by die maan wat opkom, wat baie keer vir ons so oor die horison loer. Ons sien U as die volmaan vir ons glimlag, Here, in die nag. Ons sien U in die duisende en miljoene en biljoene sterre wat skyn wanneer ons op 'n Karoo vlakte daar lê op die grond en net in die hemelruim opstaar. Dankie Here dat U ons God is en ons Vader is. Amen. Nou mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, soos nog steeds in Hebreërs, die konteks weet julle nou, die tyd is geweldig belangrik. Ons praat hier met, of die Hebreërs skrywer praat hierso met mense wat inderdaad vervolg word, mense wat moedeloos is, mense wat inderdaad eintlik al so half pap voel in hulle omstandighede, né? So dis mense, liewe vriende, wat inderdaad belewe dat miskien is die Here nie so naby as wat hulle gedink het. En kan hulle selfs twyfel aan Jesus, want hulle wil teruggaan amper half na hulle ou geloof toe, né? Nou dis met hierdie konteks 'n gedagte wat ons die hele tyd die Hebreërbrief moet naluister. Nou kom sê hierso in Hebreërs 12 vers 4 sê hy: Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat dit vir julle in stryd om lewe of dood geword het. Ek wil net gou by die een versie stil staan. Onthou nou, vriende, die oomblik as hierdie mense na ander godsdienste toe weer teruggaan, of na die ander godsdienste toe teruggaan. Meeste Jode het nou na die wet toe teruggegaan, as hulle na die wet toe sou teruggaan, net na die eerste verbond toe, dat Christus is nie die sentrum waarom alles gaan nie, maar die wet. Maar ons het ook 'n klomp ander mense van ander gelowe gehad, vir hierdie Hebreërs skrywer hierdie goed geskryf het, en die godsdienste waartoe hulle teruggegaan het, was dikwels godsdienste wat absolute perversiteit beoefen het. Nou, so ons kan ons nou en hoeveel van hierdie godsdienste, die Baal godsdienste en al hierdie goeder sien. Geweldig, né? En nou kom sê hy vir hulle, hoor hierso, amper af, soos ek het nou moet lees, hoorie, besop vir die goed wat uit daai godsdienste uitkom, dat julle dit nie indra nie. Onthou, Jesus staan sentraal in julle lewe. Nou kom sê hy, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle in stryd om lewe of dood gegaan het nie. En nou vriende, ek dink dit is iets wat ons inderdaad saam met die Heilige Gees in ons lewe moet doen. Daar is so dat, kom ons praat ook nou maar, ons ken sondes, ons weet van die sondes, ons lees dit in die wet, ons weet om te jok is 'n sonde. Ons weet, liewe vriende, om te steel is 'n sonde. Ons weet om bedrog te pleeg is 'n sonde, om moord te pleeg is 'n sonde. Om egbreek te pleeg is 'n sonde, om onrein te wees is 'n sonde. Ons weet die goeters, né? Maar baie keer is dit so dat ek en jy maar meedoen aan die goed. Ons weet dat as jy te veel drink, is dit 'n sonde. As jy te veel wat ook al doen, is dit 'n sonde, né? Alles wat dit te bykom, moet jy weet, dis 'n probleem. Nou kom sê hierdie gedeelte vir ons, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat dit vir julle in stryd om lewe of dood geword het. Vriende, ek en jy, die Here werk, ons is nie bewuslose kinders van die Here nie. Ons is nie kinders wat deur God is 'n marionet getrek word. Nee, ek en jy het 'n vrye wil.
En vir party goed is vir party mense 'n groot probleem, liewe vriende. Maak nie saak op watter vlak dit lê nie. Party mense lê dit op pornografie, party mense lê dit op drank, party mense lê dit op dobbel, party mense lê dit op om te lieg en te bedrieg en om bedrog te pleeg en om mense te verneek. So daai goed lê op 'n wye verskeidenheid van vlakke. En nou kom sê hy net vir ons, en ons staan nou baie min, en ek staan baie keer baie min stil daarby. Want ons sê Jesus het al reeds vir al ons sondes gesterwe, net soos wanneer die Vader na ons kyk hy 'n perfekte raak. Dit is waar, ja. Maar vriende, onthou ook, dis nie 'n maar om Jesus te override nie. Dit staan vas. Maar onthou ook, wanneer ek en jy 'n kind van die Here is, moet ons anders optree. Moet ons die Heilige Gees vra om ons te help om weerstand te bied teen hierdie sondes wat daar is. Ek het al baie vir julle gesê, die ou duiwel is vasgemaak, net vir my. Hy's vasgemaak. Soos 'n baie kwaai wolf, vir baie kwaai leeu. Hy's vasgemaak, en solank as ek en jy nie in sy domein kom nie, kan hy niks aan ons doen nie. Maar vriende, wanneer ek en jy in die domein gaan speel van daai vasgemaakte leeu, vasgemaakte beer, vasgemaakte wolf, wat ook al, een of ander tyd gaan hy ons vang. En dis so met sonde, liewe vriende. As ek en jy, kom ons sê nou maar, jy is iemand wat maklik verlei kan word, en nou doen jy die heeltyd klabbing. Ek sê nie hoef jy klabbing, jy moenie te gaan klabbing doen nie, hoor net my redenasie, né? En jy doen die heeltyd klabbing, en jy's daar so, en jy vat maar 'n wyntjie, jy vat te veel wyntjies daar, en nou klap jy, hou jy aan klap. Wat dink jy gaan gebeur? Jy's nou in die domein van die duiwel, ou maat, wat nou, jy nie, jou verdedigingsmeganismes het gesak, en nou gryp 'n ou jou daar, 'n girl gryp jy daar, en, ja, nou verval jy in sonde. En al wat die Hebreërs skrywer van jy, dink ek vir hierdie mense wil kom sê, maar ook vir ons in die dag 2026. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat vir julle 'n stryd om lewe en dood gegaan het. Ek dink op 'n ander vertaling staan daar dat julle ten bloede toe weerstand moet doen teen die sonde en sy mag. Ten bloede toe. En vriende, wanneer ek en jy weet dat daar is 'n uitdaging vir jou en vir my op watter vlak dit oor lê, dan moet ek en jy alles in ons vermoë doen om dit teen te staan. Ons moet, vriende, ons moet absoluut voluit gaan om dit teen te staan. Ons moet absoluut alles in ons vermoë doen. So weerstand bied teen die sonde, dat dit 'n stryd om lewe en dood is. Want vriende, partykeer is dit so. Kom ons vat 'n ou met 'n dobbelprobleem. As jy 'n dobbelprobleem het, party mense het 'n wesenlike dobbelprobleem, dan help dit nie jy neem deel aan hierdie dingetjie en jy neem deel aan daai, of jy gaan net so een keer gou-gou 'n bietjie daar na die casino toe nie, of online deesdae is mos nou baie van die goed nie. Doen jy dit die tweede, derde keer as jy 'n probleem het, dan liewe vriende, is dit nag. Nou kom sê die teks, jy wat met daai dobbelprobleem sit, moet absoluut daarteen veg. Dit moet 'n stryd vir jou wees om lewe en dood. Al raak dit vir jou hoe moeilik, jy moet wegbeweeg van al die goed wat vir jou inderdaad verlei om daardie ding te doen. Want onthou, die duiwel stap rond soos 'n brullende leeu, kom sê Petrus vir ons in 1 Petrus 5. Hy staan nou loop soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. En daai wie hy kan verslind is those who have faith, as jy in die Grieks gaan kyk, né? Kom ek gou vanaand het ek om net gou vanaand vir julle kry daar daai vers, het ek net gou doodseker maak dat dit hierso in 1 Petrus 5 wel staan, of nie in 2 Petrus nie, né? Ja, hy sê dit staan in 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop soos 'n brullende leeu, rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teen, hè. So hierdie teks, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat vir julle 'n stryd om lewe en dood gegaan het. En vriende, miskien is my boodskap vanoggend, want ek doen baie min dat ek op sonde stil staan, maar die teks leen om nou daar dat ek miskien daar praat. Maak nie saak wat dit is waarmee jy sukkel, op wat se vlak, want almal sukkel, ons sukkel maar partykeer almal met die een of ander iets. Ek en jy moet teen dit ten bloede toe weerstand bied. Ek en jy moet, dit moet vir ons 'n stryd om lewe en dood gaan, om dit nie te doen. So van my en jou kant af moet daar 'n 100% commitment wees om dit wat vir jou 'n probleem is, of whatever, daarteen weerstand te bied, né? Ja, dis sommer my 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy nabyheid ervaar en sy genade ervaar, vriende, op 'n wonderlike manier. Amen.